En ons praat nou met Dr. Roan Steyn. Hy sit hier oorkant my ruimtefisikus, verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die Noordwes Universiteit. Sy navorsingsveld is sonfisika, waar hy navorsing doen oor die son, oor hoe die son die aarde beïnvloed. Natuurlik sluit dit die natuur op aarde in, ook ruimte weer, en ons het met hom lekker gesels. Maar hy is nou nie vandag hier oor die ruimte spesifiek nie, of is jy? Hier het te doen met die ruimte. Absoluut, absoluut, Eloise. Môre, Eloise, hoe gaan dit met jou? Môre, kyk hier, dit gaan fantasties nou wat ek jou hier sien. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan altyd goed. Dit gaan altyd goed. Dit is altyd lekker om hier in die ateljee saam met jou te kuier. Dit is inderdaad, ons praat baie van lig af. Wat jy hoor op lig is maar 'n klein gedeeltjie, maar jy het vir my iets so fascinerend gesê toe ons laas gepraat het en dis kom ek jou teruggeroep het. Jy het ietsie genoem van spesiale relativiteit. Hoekom is hierdie vir jou so 'n kenmerkende ding? Ek dink dit was jou eerste klas wat jy gegee het as Ja, Eloise, dit is die teorie van spesiale relativiteit is ek wil maar sê die kern ding van fisika. Dit is wanneer mense spesiale relativiteit doen op universiteit, dan na die tyd dan voel hulle nou het hulle fisika gedoen. Nou is dit want dit is Einstein se teorie. En as jy nou Einstein se teorieë probeer verstaan, dan voel dit nou reg. So ja, ek is 'n groot liefhebber vir klas gee. Ek is mal oor om klas te gee en ek was bevoorreg genoeg geweest dat my eerste klas wat ek op universiteit gegee het as 'n dosent was hierdie module van spesiale relativiteit. Dis mos 'n lekker ding om met iemand te praat met 'n passie. Nou ja, tyduitrekking of soos dit in Engels bekend staan, time dilation. Vir ons wat nou nie fisika gedoen het nie, ek praat nou van myself nie, wat 'n fisika brein het nie, wat is dit en hoe werk dit? Joh, Eloise, dit is absoluut fascinerend. Tyduitrekking is 'n breinbuigende manier om te dink oor tyd en ruimte en die spoed van lig. Nou, ek gaan dit baie eenvoudig hou. So kom ons sê, kom ons hou dit eenvoudig. En dis die ding, dit is eintlik eenvoudig. So kom ons vat 'n voorbeeld. Ons weet jou regisseur Marie Molefe van Heerden was in 'n program gewees, die Springbokkie. So kom ons vat daai ruimtetuig, die Springbokkie, en ons verduidelik tyduitrekking. So, nou, kom ons sê ek en Marie is 'n tweeling. Kom ons sê ek en sy is 'n tweeling. Ek kan dit absoluut insien. Ja, natuurlik. Ja. Kom ons sê ek en Marie is 'n tweeling. Julle is nie identies nie, maar ja, julle is identies nie. Ons is net 'n tweeling. So ek en Marie is dieselfde ouderdom. Ek bly op die aarde en sy klim in haar Springbokkie ruimtetuig en sy gaan na die naaste ster toe. En sy wil dit baie vinnig doen. So sy gaan baie naby aan die spoed van lig en sy vlieg met hierdie ruimtetuig van haar na die naaste ster toe. Kom ons sê dit vat so 'n jaar en 'n half. Dit vat 'n jaar en 'n half om na 'n ster toe te gaan. En kom ons sê dat sy kom daar aan 'n jaar en 'n half, na die tyd kom sy by die ster aan, sy vlieg bietjie daar rond, as sy vreeslik iets om te doen nie, sy besluit om terug te keer aarde toe, sy vlieg terug. So in haar verwysingsraamwerk, en Marie se verwysingsraamwerk op die ruimtetuig, die Springbokkie, het daar 3 jaar verby gegaan, 'n jaar en 'n half soontoe en 'n jaar en 'n half terug. Maar sy het naby aan die spoed van lig gevlieg. Nou, op die aarde het ek agtergebly. Onthou, ek is al tweeling. Ons is ewe oud toe sy hier weggetrek het. Ek het op die aarde agtergebly. Maar op die aarde het al meer as 80 jaar verbygegaan. Askies tog? In my verwysingsraamwerk op die aarde. So dit is 'n implikasie van spesiale relativiteit. Dit is wat ons tyduitrekking noem, die uitrek van tyd. Basies waar dit op neerkom, vlugtig, is dat hoe nader jy aan die spoed van lig beweeg, hoe stadiger gaan tyd verby in vergelyking met iemand wat nie teen die spoed van lig beweeg nie. Want kyk, in Marie se ruimteskip gaan tyd verby, soos normaal. Sy en die ruimteskip vlieg naby aan die spoed van lig, Alpha Centauri toe en terug. 3 jaar het verby gegaan. Okay. Nou, op die aarde gaan tyd hier ook dieselfde tempo verby. Maar in vergelyking met mekaar het dit nie dieselfde gebeur nie. So nou, en dit is wat ons die tweeling paradoks noem. Dit beteken dat ek en Marie het as 'n tweeling, ons is ewe oud, sy het op haar ruimteskip geklim en sy het in haar tyd 3 jaar daarna teruggekom, maar daar meer as 80 jaar verby gegaan op die aarde. En nou is ons 'n tweeling wat nie meer dieselfde ouderdom is nie. En hierdie
ek dink dit word fascinerend gebruik in rolpret en goed, word van hierdie groot fisika konsepte uitgebeeld en dra by aan daai wetenskapsfiksie tipe van Absoluut. Absoluut. Soos Interstellar. Ja? Interstellar is 'n baie goeie voorbeeld waar die nou moet ek net mooi dink. Ek dink dit was die pa, Matthew McConaughey. Die pa het 'n dogtertjie gehad en die pa het toe nou sy ruimteavonture gaan doen. Sy dogtertjie het agtergebly in op die aarde. Maar ek praat nou vreeslik onder korreksie. Ek het jare terug die rolprent gekyk. Maar wat daarna gebeur het is nadat hy teruggekom het daar net 'n paar jaar of 'n paar maande in sy tyd verbygegaan. Maar sy dogter was toe, ek dink 86 jaar oud gewees. Maar hy het net 'n jaar verouder of 2 of 3 jaar ouer geword. En daar's hierdie wat is 'n scene in Afrikaans? Toneel. Dankie. Daar's hierdie toneel waar hy vir sy dogter in die ouete huis gaan kuier. Waar hy net 'n jaar of 2 ouer is en sy lê bedlêend in 'n hospitaal of in 'n ouete huis. Jy het gesê breinbuigend. Ek is jammer, dit breek my brein so 'n klein bietjie. Wat maak tyduitrekking nou eintlik vir ons hier op aarde saak? Wat is die impak hiervan? So die praktiese impak daarvan wat ons eintlik maar op 'n daaglikse basis gebruik, is dat ons het satelliete wat om die aarde wentel en van hulle beweeg baie vinnig, van hulle beweeg nie so vinnig nie. Maar die feit van die saak is dat hierdie satelliete beweeg baie vinniger. Hulle wentelspoed om die aarde is baie vinniger as ons normale spoed waarmee ons met karre op die aarde ry of selfs met Boeings vlieg. So wat ons sien is dat as gevolg van die feit dat die satelliete soveel vinniger om die aarde beweeg as wat ons beweeg, is die horlosies, die klokke as dit ware, op die aarde en die satelliete raak uit sinkronisasie uit. So dit beteken dat satelliethorlosies en satellietklokke moet op 'n jaarlikse basis heringestel word of hergekalibreer word. Al is dit op 'n breekdeel van 'n nanosekonde wat ons dit sien. Maar om seker te maak dat tyd op die aarde en tyd in die ruimte of tyd vir die satelliettyd presies dieselfde bly, moet daai satelliete se klokke geherkalibreer word om seker te maak dat ons dieselfde tyd het. So ons sien dit prakties elke dag. Hierdie is diep fascinerend. Jy kan sien ek sit soos iemand my kop. Dankie. Goed, voor ek nou hier my kop verder breek, ek het nog 'n bietjie nodig vir die res van die dag, jy weet. Lengte samentrekking, wat is dit? So lengte samentrekking is eintlik maar net die ander kant van dieselfde muntstuk van 'n tyduittrekking. So kom ons vat weer 'n voorbeeld. Marie is in haar springbokkie ruimtetuig en kom ons sê dit is 'n lekker groot ruimtetuig. Ons sê hy's 100 meter lank. So sy het 'n paar sitkamers en 'n kombuis en 'n konferensielokaal in hierdie ruimtetuig en hierdie ruimtetuig is 100 meter lank. Nou vlieg sy met haar ruimtetuig naby aan die spoed van lig. Wanneer sy naby aan die spoed van lig met hierdie ruimtetuig vlieg en sy vat 'n maatband en sy meet haar ruimtetuig, dan gaan hy 100 meter lank wees. In haar verwysingsraamwerk is hy 100 meter lank. As ek stil staan op die aarde en sy vlieg verby my naby aan die spoed van lig met haar ruimtetuig, dan gaan daai, as ek 'n foto kon neem, as ek my oë kon knip en ek kon 'n foto neem van wat ek sien, dan sal daardie ruimtetuig net 20 meter lank wees vir my. Of heel wat korter, en dit is wat ons die lengte inkrimping noem, of die lengte samentrekking, of lengte kontraksie. Ons 'n hele paar woorde wat ons kan gebruik. En dit het, die manier hoe ons dit altyd vir die studente verduidelik, is dat jy twee byle wat gelyk val, en dan het jy 'n pyp tussen die twee, en miskien is die afstand tussen die twee byle, is nou, die pyp is langer as die afstand tussen die twee byle, en dan moet jy uitwerk hoe vinnig moet hierdie pyp beweeg, sodat as die twee byle gelyk val, dat hy net genoeg krimp om nie gekap te word nie. En dit is maar basies dieselfde ding, en alles is eintlik maar net 'n implikasie, dit is 'n gevolgtrekking uit die feit dat die spoed van lig is konstant in 'n vakuum. Dis 3x10 tot die 8 meter per sekonde. Dit is die spoed van lig in 'n vakuum, en die feit dat dit moet konstant wees. So as 'n mens kyk na net 'n klein bietjie wiskunde, so ons gaan net 2 sekondes wiskunde praat. So dit beteken dat as ek 'n spoed het, dan sit ons meter per sekonde. So dis 'n lengte gedeel deur 'n tyd. En die antwoord is 'n spoed. Nou as ek vir jou sê daai spoed moet konstant wees, maak nie saak
hoe nie. Dit maak nie saak dit maak nie saak van watse rigting jy of kyk nie, dit maak nie saak hoe nie, daai moet konstant wees. So dit beteken dat as die tyd verander, dan moet die lengte verander, want die spoed kan nie verander nie. Maar as die lengte verander, dan moet die tyd verander, want die spoed kan nie verander nie. So al hierdie implikasies wat ons het van spesiale relativiteit, is gebore uit die wiskunde wat dit vir ons gewys het. Dis nie dat Einstein gedink het, kom ons dink aan iets banaal en kyk of ons dit kan bewys nie. Dit was eintlik andersom. Dit was, kom ons kyk wat se implikasie van X, Y en Z, en ons kyk wat die wiskunde doen. En dan op die ou einde, dan sien ons hierdie, soos ons gesê het, die breinbuigende implikasie van spesiale relativiteit. Daar's ietsie wat ek net kortliks voor ek jou groet, wat my fascineer van veral ook goed soos kwantumfisika, hoe eenvoudiger dit nou verduidelik word in rolprente en dokumentêre, wat ons sien en wat ons kan waarneem met ons naakte oog en ons breine, en wat ons kan verstaan, soos wat jy nou hier verduidelik, is nie alles die volle prentjie nie. Ja, absoluut. Nee, ek dink daar's 'n ou gesegde van, ek dink dit was Lord Kelvin gewees, wat gesê het, nee, luister ouens, ons het nou alles uitgefigure van fisika. Ons het nou alles uitgevind, ons het nou regtig nie nodig om regtig verder navorsing te doen nie. Ons weet nou wat alles daar is. En ek dink dit was iewers in die 1800s wat hy dit gesê het. En om te dink waar ons vandag in 2025 is, en ek dink ons moet net nie daai selfe fout maak nie. Oor 200 jaar kan ons miskien hopelik terugkyk en sê, mense gaan terugkyk en dink, joh, daai mense het gedoen wat hulle kon, maar daar's soveel meer om te weet. En dit is wat so opwindend is van ruimtefisika. Dit is wat so opwindend is van astrofisika. Die implikasie daarvan, die inspirerende aspek daarvan. En die nimmer eindige ontdekkingsreis waarop ons is. Absoluut. Dis Dr. Roan Steyn wat met sulke passies gesels. Voor jy gaan, hoe kry mense vir jou in die hande as hier of vir iemand 'n vraag opgekom het en hulle brein het nie net gebreek nie, dis gebuig, gebreek en gehervorm. Wat maak hulle om met jou in verbinding te tree? Mense is meer as welkom om my op my Facebookblad, daar's 'n Instagram blad ook, wat se naam Sterre Toe is. Dit is so Sterre Toe saam met Roan Steyn.